Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. En ek begin hier vanoggend, vriende, want dit is hierdie beeld wat ek wil hê ons voor oë moet hê. Hierdie beeld van 'n kind wat dissiplinering nodig het. Ek wil hê ons moet daai prentjie vanoggend voor ons hou, want dit is presies die beeld wat Paulus in die boek 1 Korintiërs gebruik om die kerk in Korinte te beskryf. En so ek wil graag julle moet saam met my gou op die skerm sien. In die laaste 2 hoofstukke veral het ons hierdie tema gesien, hardloop deur die boek van 1 Korintiërs. En so 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 3 lees as volg. Hierdie is Paulus. En Paulus praat hier oor die kerk in Korinte en hy praat hier oor hulle geestelik gesproke, oor dat hulle is soos onvolwasse kinders. Hoor wat sê Paulus, hy sê, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as a people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not with solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready, for you are still in the flesh." Dit was 1 Korintiërs hoofstuk 3, en dan in 1 Korintiërs 4, wat ons laasweek na gekyk het, in vers 14 het Paulus met dieselfde tema gehardloop en hy het gesê, "I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children." Letterlik dan die laaste vers wat ons laasweek na gekyk het, vers 21, "What do you wish, O Corinthians? Shall I come to you with a rod, or with love in a spirit of gentleness?" En dit bring ons dan by die gedeelte wat ek graag wil hê ons vandag na moet kyk. Hier in 1 Korintiërs hoofstuk 5, want Paulus gaan direk nou van, surprise, van hoofstuk 4 vers 21, die vorige vers af in ons gedeelte nou vandag hierin. Dit is asof Paulus in ons gedeelte vandag sê, hy sê, kerk in Korinte, ek kyk na julle lewens en ek weet dat histories was julle geestelik onvolwasse. Ek kyk na julle nou, julle lyk nog steeds as 'n gemeente wat geestelik onvolwasse is. Wat julle nodig het is dissiplinering. Ek self kan nie nou kom om julle te dissiplineer nie, maar weet dit, kerk, julle het 'n goddelike mandaat. Julle het 'n mandaat om mekaar te dissiplineer. En dit is wat ons in ons gedeelte vandag gaan sien. En ek is seker as jy hierdie woord hoor, dalk het jy dit nog nooit tevore gehoor het nie, maar die idee van kerkdissipline, ek dink meeste van ons het eers dit al gehoor, of die tegnies die regte Afrikaanse woord vir dit is kerklike tug. Ek dink as ons dit hoor, dan maak dit ons so klein bietjie ongemaklik laat voel. En ek dink dit los ons met baie vrae oor, maar wat presies is kerkdissipline? Hoekom is dit so nodig? Wel, dit is wat ons in ons gedeelte gaan sien. So, hou asseblief gou daar julle blaadjies byderhand. Of dalk het jy jou Bybel byderhand. Maar kyk gou saam met my daarso in 1 Korintiërs hoofstuk 5, vers 1 tot 2 daarso. Hier kom Paulus met die groot opdrag wat soos die opskrif staan oor ons gedeelte. Vers 1 daarso. En ek lees dit vir ons. Paulus sê vir die kerk in Korinte, "It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife." En so Paulus sê, so it is actually reported. Hy sê eintlik vir hulle, hoor hierso, ek het hierdie nuus gehoor van wat aan die gang is daar in julle kerk, en dit is nie te goed om waar te wees nie, dit is te sleg om waar te wees. Ek kan nie glo wat my ore hoor nie. Ek hoor dat daar's dinge wat aan die gang is in julle kerk, wat selfs die ongelowiges op buite van hulle stoele sal laat afval, sê hy. Wat hulle nie eers sal duld nie. En dan fokus Paulus hier op 'n spesifieke insident van 'n ou in die kerk wat dit blyk in 'n seksuele verhouding is met sy stiefma. Okay, so dit is 'n bietjie Jerry Springer tipe van ding wat hier aangaan. En so dit is wat Paulus hier uitwys, maar die treffende ding wat ek en jy nie moet mis nie. En hierdie is super belangrik vanoggend, vriende. Paulus vermaan nie primêr die kerk vir hierdie seksuele sonde in die kerk nie. Eintlik vermaan hy die kerk vir die feit dat hulle dit tolereer. Dis eintlik wat hier aangaan.
Dit is die feit dat die gemeente 'n blinde oog gooi. Hulle sien dit, hulle weet dat hierdie ou en sy stiefma is in hierdie lang, dodgy verhouding met mekaar. Hulle sien dit, maar hulle bly stil, hulle sê niks daaroor nie. En so vers 2 gaan Paulus aan daar, so kyk hoe hy sê, and you are arrogant. En ons moet dit nie mis nie. Vriende, moet nie mis nie. Paulus sê daar's 'n verwantskap tussen tolerance en arrogance. En ek dink dit is 'n klein bietjie van 'n surprise vir meeste van ons. Jy sien in die wêreld waarin ek en jy woon, is dit eintlik presies die teenoorgestelde, is dit nie? Ons lewe in 'n wêreld vandag waar indien jy tolerant is van mense se lewens en hulle lewenstyle, veral as dit kom by seks en seksualiteit, as jy tolerant is oor dit, wel dan is jy humble, dan is jy 'n nederige persoon. En die persoon wat sou waag om te sê, luister, dit wat jy doen, die manier wat jy jou lewe hier inrig, is nie goed nie, dit is nie goed vir jou nie, dit is nie goed vir die samelewing nie, en dit is nie aanneemlik vir God nie. As jy sou waag om dit in ons samelewing vandag te sê, dan is jy intolerant, dan is jy arrogant. Maar Paulus sê, dit is presies die teenoorgestelde. Nee, as jy tolerant is, sê Paulus, van dinge wat God as verkeerd ag en wat God as gevaarlik ag, dan is jy arrogant, want jy is besig om God se gesag te verwerp. Jy is besig om God te speel. Jy is die een wat nou besluit wat goed en wat reg is. Eerder sê Paulus, tweede helfte daarso van vers 2, kyk saam met my daar, hy sê vir die kerk in Korinthe, hierdie is hoe julle behoort te reageer. Twee dinge, julle moet, eerstens behoort julle te treur, julle moet mourn sê hy, julle moet berou hê, nie net oor die sonde in julle midde nie, maar meer spesifiek, julle moet berou hê oor die feit, dat julle dit tolerate, dat julle 'n blinde oog vir dit gooi. En hoe vriende, is dit nie dalk moontlik iets wat ons nodig het om by te stop nie. Dit is iets wat my hierdie week regtig getref het in hierdie teksgedeelte. Vriende, ek dink ons het nodig om onsself te sê, maar wat is daardie sondes in ons midde? Maar vriende, hierdie teksgedeelte is 'n boodskap kollektief aan 'n gemeente om te sê, Ligpunt, is dit moontlik ons? Is ons moontlik 'n kerk wat sonde in ons midde sien, wat onbekerende sonde in ons midde sien, maar ons gooi 'n blinde oog vir dit. As ek moet eerlik wees, dink ek is skuldig aan. Ek dink ek het te lank, te veel kere half stil gebly wanneer jy 'n ding sien, en dan dink jy, maar Jesusie, ek moet nou nie te intolerant hier voorkom nie. Maar vriende, hierso sê Paulus vir ons moet treur, ons moet mourn, ons moet na die Here toe kom, ons moet na mekaar toe kom, ons moet sê, Here, jammer. Jammer vir die manier wat ons meer mense vrees as wat ons U vrees. Jammer vir die manier wat ons meer die aansien van mense wil geniet as om U aansien te geniet. En dan kom Paulus hierso by die groot opdrag van die gedeelte. Kyk saam met my daarso, laaste gedeelte van vers 2. Paulus kom hierso en hy sê aan die kerk in Korinthe, hy sê, let him, dit is nou hierdie man wat in hierdie verhouding met sy stiefma is, let him who has done this thing, let him be removed from among you. Vriende, hier vind ons, dink ek, 'n baie eenvoudige maar behulpsame definisie dan vir wat die Bybel bedoel wanneer die Bybel praat van kerklike tug of kerkdissipline. Kerkdissipline, vriende, behels die verwydering, to remove, die verwydering van 'n gemeentelid. Let wel, iemand, kyk aan vers 4, dit is iemand wat die naam van Jesus aanroep. Dit is iemand, vers 11, wat hom of haarself 'n broer of 'n suster noem. So dit is iemand, 'n gemeentelid wat 'n gelowige is, wat sê, hoorie, ek is 'n Christen, maar wat in onbekeerde sonde volhard. Dit is wat hierdie ou gedoen het in die kerk. Dit is nie net dat hy 'n glipsie gehad met sy skoonma nie, dit lyk asof hy en sy skoonma in hierdie verhouding met mekaar is. En so kerkdissipline behels die verwydering van 'n gemeentelid
wat inderdaad die naam van Jesus bely, maar wat in onbekerende sonde volhard. En daardie persoon, sê Paulus, het nodig om van die gemeenskap van die gelowiges af verwyder te word. Maar dalk sit jy hierso by die stadium en jy dink, dit klink nog steeds net te ekstreem. Ja, dit is sonde is nie goed nie, maar hoe kan 'n mens so liefdeloos wees? Hoe kan 'n mens so intolerant wees? Hoe kan 'n mens so self-righteous wees? Om enige iemand te sê, hoor jy mag nie meer deel wees van hierdie kerk nie. Hoe kan 'n mens dit doen? Want vriende, dit is wat Paulus in die res van hierdie gedeelte vir ons wil antwoord. Hy wou dit oorspronklik vir die kerk in Korinthe antwoord, want hulle was maar net soos ons. Dit het vir hulle ook liefdeloos geklink, intolerant geklink. Maar inderdaad, dit is wat hy ook wil hê ons moet hoor. Kyk saam met my hier in vers 3 tot 13, vriende. Dit is wat ons die res van ons tyd saam na gaan kyk. 3 redes hoekom ons as 'n gemeente en hoekom kerke nodig het om kerkdissipline toe te pas. Die eerste ene is, ons het nodig om kerkdissipline toe te pas ter wille van die oortreder. Doen dit, sê Paulus, ter wille van die oortreder. Vers 3 tot 5. Kyk saam met my daarso in vers 4 sê Paulus dat wanneer die kerk vergader in die naam van die Here Jesus, so wanneer die kerk saamkom in 'n formele hoedanigheid, hier's die opdrag vers 5, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Wat gaan daar aan? Wat beteken dit om iemand te deliver over to Satan for the destruction of the flesh? Vriende, vir ons om sin te maak van daai woorde wat baie weird klink, dis actually nie so weird nie. Vir ons om sin daarvan te maak, het ons nodig om net 'n bietjie terug te staan van die teks af en onsself te herinner aan die storie van die Bybel. Okay, hoe begin die storie van die Bybel? Genesis 1 tot 3. God skep 'n wêreld en hy maak 'n mens, Adam en Eva, om in verhouding saam met hom te woon en te wandel. En daar waar Adam en Eva onder God se woord volgens sy wil wandel, daar in die paradys, daar is dit die goeie lewe. Daar is seëning, daar is vreugde, daar is shalom. Maar dan kom die Satan. En wat die Satan doen, is hy oortuig vir Adam en Eva, en hy sê vir hulle, hy jok vir hulle en sê, hoor hierso, julle kan nog 'n beter lewe hê. Julle kan die goeie en die gelukkige lewe hê, as julle net sal ophou om onder hierdie wette en reëls van hierdie God te staan. Julle kan jy doen dit wat julle eie harte begeer, en dan sal julle die goeie lewe hê. En so Adam en Eva koop die leuen, hulle doen dit, en wat gebeur? Genesis 3 vers 24, God gaan en hy verwyder vir Adam en Eva buite die tuin. Hy plaas hulle buite die tuin. God gaan en hy plaas vir Adam en Eva as dit ware in daardie plek wat die domein of Satan is, daar waar die Satan regeer. En God doen dit, hy dissiplineer hulle want hy is lief vir hulle. Hy doen dit sodat die penny kan drop. Sodat hulle op daai punt in hulle lewe kan kom waar hulle kan besef, maar hoor hierso, die lewe waar ek nie onder God se heerskappy is nie, dit is nie die goeie lewe nie. Dit was soveel beter daar, dit was shalom geweest daar, waar ek in 'n regte verhouding met my Skepper gestaan het. Fast forward in die storie van die Ou Testament, Israel. Abraham het 'n nageslag, Israel, hulle bevind hulle self in slawerny in Egipte. God kom, hy red hulle uit Egipte uit, hy bring hulle na Sinaï toe waar hy weer vir sy mense 'n wet gee, sodat hulle onder sy wil kan wandel. Hy vat hulle dan na die beloofde land toe, na Kanaan toe, sodat hulle net soos Adam en Eva van tevore nou in Kanaan onder sy wil, onder sy wet kan lewe en daar die goeie lewe kan geniet onder sy heerskappy. Maar die hartseer storie van Israel is dat hulle is maar net soos Adam en Eva. Wat Israel gedoen het is, hulle het ook geluister vir die fluisteringe van die slang en hulle het begin dink, maar hoorie, nee, daar's 'n beter lewe met meer blessings wat ons kan hê as ons begin om die gode van die ander nasies te aanbid. En so wat doen God met hulle? Hy vat hulle en hy verwyder hulle uit sy teenwoordigheid uit.
God vat hulle en hy stuur vir Israel in ballingskap na Babylonië toe. Presies weer dieselfde, hy dissiplineer hulle uit liefde uit, sodat hulle daar kan begryp, dit is nie die goeie lewe, as jy oorgegee word aan die gode van hierdie wêreld nie. Nee, die goeie en die gelukkige, die geseënde lewe is daai plek waar ons onder God se wet en wil geleef het. En vriende, dit is die punt van vers 3 tot 5 hier. Die eerste rede, vriende, hoekom kerkdissipline nodig is. Hoekom dit nodig is, hoekom die Nuwe Testament sê, plaas iemand buite die gemeenskap van die gelowiges, is juis omdat God lief is vir hulle. Omdat God wil hê dat daardie persoon wat deurgaans in onbekeerde sonde sê, ek wil nie onder God se heerskappy lewe nie. Sodat daardie persoon as 'n laaste resort op daai punt kan kom om te kan kom op daai punt waar hulle as dit ware opeindig soos die verlore seun in Jesus se gelykenis. Dat hulle by daardie plek in 'n lewe kan kom waar hulle spreekwoordelik tussen die varke en die semels is en kan sê dit was beter. Dit was beter toe ek in my Vader se huis was. Ek wil teruggaan na hom toe, selfs as ek net 'n dienskneg is daar by hom. Dit is die goeie lewe daar in my Vader se huis. En dit, vriende, is wat Paulus hierso vir ons sê. Kan ek jou vra, wat sê daardie waarheid spesifiek vir jou vandag, soos wat jy hierso sit? Jy sien, jy sit dalk hier vandag en jy is potensieel in gevaar om soos hierdie man wat ons van lees hier in 1 Korintiërs 5 dalk op te eindig. Jy noem jouself dalk 'n gelowige, maar as jy moet eerlik wees, is jy willens en wetens besig om op die pad van sonde nie net te flirt nie, maar daarin te volhard. Let wel in hierdie gedeelte, dit is nie net onbekerende seksuele sonde wat Paulus hierna verwys nie. Hy gee 'n ander lys hierso in die res van die lys is ook nie 'n complete list nie, dit is maar net voorbeelde. Maar kyk aan vers 11, het verwys ook na onbekerende gierigheid, onbekerende afgodery, onbekerende kwaadpratery, dronkenskap, skelmgedrag. En ek wonder of dit ook moontlik jy is. Dalk is jy iemand hier en jy sit hier en jy het mense wat vir jou lief is, ander gelowiges wat vir jou sê, maar hoorie, draai terug van die paadjie waarop jy tans is. Maar die probleem is, vriendin, ons raak so vinnig experts daarin om onsself te regverdig. Ons raak so goed daarmee om later te sê, maar ek kan maar eintlik doen hierdie ding wat ek nou mee besig is. Dis eintlik iemand anders se skuld, of dis eintlik nie so erg nie, maar vriende, die probleem is wat gebeur met ons, is stadig maar seker word ons harte net harder. En ons geestelike oë word net blinder. En ons geestelike ore word stadig maar seker net dower. En indien dit jy is, hoor jy die woorde van Hebreërs hoofstuk 3. Hebreërs hoofstuk 3 praat spesifiek met mense wat op die pad van sonde in die teenoorgestelde rigting van Jesus wandel. Hier is die uitnodiging vir jou en vir my. Today, if you hear his voice, Hebreërs 3 vers 7 tot 8. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. Vers 12, take care, brother. Take care, sister. Lest there be in you an evil and unbelieving heart leading you to fall away from the living God. Maar hierdie gedeelte het ook natuurlik 'n boodskap vir ons as 'n gemeente. En dit is vir ons 'n ligpunt. Ons het nodig om te besef, ons het nodig om God te vertrou as hy vir ons opdragte gee. Ek moet vir julle eerlik wees. Die opdrag dat 'n gemeente het nodig om kerklike tug toe te dien, is iets wat ek op die beste van tye dink kan nie werk nie. Dit voel vir my baie kere, dit gaan dinge net erger maak. Dit voel vir my, dit gaan daai harde hart net nog harder maak. Dit voel vir my, dit gaan met baie admin kom, wat ek net nie voor tyd of krag het nie. Maar vriende, ons het nodig hier, om God te vertrou in sy wysheid. God weet beter as ons, wat die harde hart en die dowe ore en die blinde oë nodig het. God roep ons en God sê vir ons, vertrou my. Dit is beter as 'n laaste resort vir mense om op die punt te kom om te besef wat hulle verloor het toe hulle
God en sy mense gehad het. En so vriende, hoor die woorde van Hebreërs 3 vers 13 vir ons. Paulus sê, die skrywer van Hebreërs sê vir ons, but exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Vriende, dit is die eerste rede hoekom ons nodig het om kerkdissipline toe te pas, sê Paulus. Hier is die tweede rede, vers 6 tot 8. So doen dit nie net ter wille van die oortreder nie, maar tweedens doen dit ter wille van die gemeente. In hierdie verse gebruik Paulus dan verdere Ou Testament taal, en so hy gaan na die Exodus toe, hy gaan na Israel in Egipte toe daar waar die Israeliete deur God gered was uit slawerny uit Egipte uit. En in Exodus 12 kom God en hy sê, hy gee net soos wat God hulle red uit Egipte uit. Gee God vir hulle hierdie opdrag. God sê vir die Israeliete, luister, jy moenie te lank wag nie. Moenie staan en eers julle kospakkie pak nie. So gou as wat julle kan, so vinnig as wat julle kan, kom so ver as moontlik weg van Egipte af. Moenie rondhang en wag vir die deeg om ingesuur te word nie. Hardloop uit Egipte uit. En dan vriende, in die res van die Bybel word daai prentjie van ongesuurde, van suurdeeg, raak dan simbolies van hoe ons as gelowiges nodig het om met alle krag en mag te probeer weghardloop van die ou lewe van ons sondige slawerny bestaan. En suurdeeg is 'n baie goeie illustrasie, nee. Ek hoop ek is reg, maar my verstaan is dat gis is pretty much suurdeeg, of dit is ons version daarvan, en gis is 'n amazing ding. Dit is ietsie wat baie klein is, maar dit is superkragtig. Jy kort net 'n klein bietjie gis, maar wat daai gis doen, is dat dit deurdrink die hele bol deeg, en dit raak elke liewe gedeelte van die deeg later, en dit transformeer die deeg geheel en al. En so sê Paulus, is dit met sonde. So sê Paulus, is dit met onbekeerde sonde in 'n plaaslike kerk. Selfs 'n klein bietjie van sonde het die vermoë om 'n gemeente te kontamineer, sê Paulus. En later die hele gemeente ten slegte te transformeer. En ek wonder of ons dit glo. Ek wonder of ons dit regtig glo. Ek hoor so baie kere dat mense sal sê, as jy met hulle gesels oor spesifieke sonde in 'n lewe, het jy dit al gehoor as iemand vir jou sê, los my uit, my lewe is my saak, het niks met jou uit te waai nie, waar hierdie gedeelte sê, dit het baie met ons uit te waai. Sonde, sê Paulus, is soos 'n kanker wat stadig maar seker in 'n geloofsgemeenskap versprei, in 'n geloofsgemeenskap vernietig, en dit vernietig 'n kerk op ten minste 3 maniere. Die eerste ding is dat soos wat daar in onbekeerde sonde volhard word, wat gebeur is dat dit lei altyd tot gebrokenheid, nie net van die oortreder nie, maar ook van die mense om die oortreder. Wat dan gebeur is dat die gemeente het nodig om ontsaglike tyd en energie en hulpbronne in te gooi om dit aan te spreek. Maar verder wat onbekeerde sonde doen, is dat op 'n subtiele manier skep dit as dit ware 'n kultuur in 'n geloofsgemeenskap. Wat al sê, maar luister jy, as so en so dan op hierdie manier lewe in die naam van Jesus en al die liedjies sing, wel sekerlik is dit nie te bad as ek dit ook kan doen nie. Het lyk asof dit goed gaan met so en so wat op hierdie lewenspaadjie is, so ek kan in die naam van Jesus dit ook doen. Maar vriende, op 'n derde vlak is die gevaar van sonde in 'n gemeente is dat ons is besig om die Heilige Gees te bedroef. Ons is besig om die Heilige Gees te grief. En ons demp dus die Here se guns wat op 'n gemeenskap rus. En so wat behoort ons te doen? Vers 7. Die opdrag daar is, cleanse out the old leaven. Met ander woorde, verwyder, sê Paulus, die onbekeerde gemeentelid uit die geloofsgemeenskap uit. Dit bring ons by die derde en die laaste rede wat ons in die gedeelte sien, hoekom kerkdissipline nodig is, sê Paulus. In die eerste plek doen dit ter wille van die oortreder. In die tweede plek doen dit ter wille van die hele gemeente. Maar in die derde plek, sê Paulus, vers 9 tot 13, doen dit
ter wille van Jesus se naam. Doen dit vir Jesus se naam. Kyk al saam met my in vers 9, vriende. Paulus verwys daar in vers 9 na 'n vorige brief wat hy aan die kerk in Korinthe geskryf het, waar hy hulle al tevore geroep het en vir hulle gesê het dat hulle moet hulle self distansieer van seksuele losbandige mense. Die kerk het geluister vir Paulus, maar die probleem is hulle het die audience verkeerd gekry in sy vorige skrywer. En so kyk aan vers 10, Paulus sê vir hulle, ek het nie tevore bedoel dat julle moet julle self distansieer van the sexually immoral people of this world nie. As julle dit gaan doen, dan gaan julle uit die wêreld uit moet gaan. Julle gaan soos die Amish moet maak en ergens op die grasvelde van Pennsylvania gaan moet wegkruip van die stoute wêreld af, en dit is nie wat julle moet doen nie, sê Paulus. Nee, vers 11, wat ek bedoel het, is dat julle het nodig om julleself te distansieer van die wat die naam van broer of suster aanroep, maar wat willens en wetens in onbekeerde sonde volhard. En vriende, dit maak sin, doen dit nie? Dink net gou 'n oomblik saam met my. Sien, as jy gesels met 'n vriend, kom ons sê is 'n vriend by die werk, en nie die vriend by die werk vertel vir jou dat sy suster, wat in Kanada woon, se man het haar verneek. Dan gaan jy gaan nie happy wees daaroor nie, maar jy gaan 10-1 niks daaraan doen nie. In feite, as jy iets daaraan sou wou gedoen het, dink ek, dit is nie heeltemal jou plek om daai totaal en alle vreemdeling aan te spreek oor sy sonde nie. Maar as dit jou eie broer is, as dit jou eie fisiese bloedbroer is wat sy vrou verneek het, en nie net skade berokken het aan sy vrou en aan sy kinders nie, maar wat ook julle familienaam beskadig het en deur die modder gesleep het, dan is dit nie net jou reg om hom te konfronteer oor sy sonde nie. Dit is jou plig om dit te doen. As jy dit nie doen nie, is jy liefdeloos en jy is 'n lafaard. Jy het nodig om dit te doen. En dit is Paulus se punt hier aan die kerk. Hy sê, ons wat die naam van Jesus bely, ons wat broers en susters is, ons is invested in mekaar se lewens, en ons behoort aan Jesus, en so ons het nodig om mekaar te roep tot geloof en bekering. En vriende, die realiteit is dat ons geneigtheid dink ek, is so baie kere presies die teenoorgestelde van wat Paulus hierso sê, is dit nie. Ek dink ons as Christene is baie kere verskriklik hard op ongelowiges daar buite. En ons het baie opinies oor, kyk wat sê die ongelowiges daar buite, en kyk wat doen hulle. Vriende, hulle het nooit die naam van Jesus bely nie. Hulle het nooit gesê Jesus is koning nie. Hulle het nie die gees van God in hulle nie. Maar ons is hard op hulle, maar dan is ons geneigdheid baie kere om super sag op mekaar te wees. Ons wat die naam van Jesus behoort te bely. En so Ligpunt hoor dit, hoor God se hart in die verband. Kyk daar vers 12 tot 13. What have I to do with judging the outsiders? Nee, dit is God se werk. Dis nie ons werk nie. Maar hierdie is ons werk, sê Paulus. It is those inside the church whom you are to judge. Purge the evil person from among you. Daai laaste woorde van vers 13, purge the evil person from among you, is woorde wat ons vind in die boek Deuteronomium. Het kom 6 keer voor in die boek Deuteronomium, soos wat Moses daar so die Israeliete roep en sê, soos wat God die Israeliete roep en sê, hoor hierso, julle het nodig om mekaar te oordeel. Dit is nodig vir julle en vir die welstand van die geloofsgemeenskap, maar dit is ook tot die verheerliking van God, soos wat God gesien word deur die nasies in julle gedrag. Maar vriende, hierdie woorde, purge the evil person from among you, hierdie woorde klink egter bitterhard. En hier moet ons eerlik wees, ek dink hier faal ons baie kere. En ek dink wat gebeur is vir daai rede, ons het so geneigdheid om aan albei kante van die perd af te val, dat op die einde klim ons nie eers op die perd nie. Jy sien, as ons hoor dat ons het nodig om mekaar te oordeel, en dis wat die teks sê, ons het nodig to purge the evil person from among you,
dan is ons geneigtheid om of dit net glad nie te doen nie, of wat ons doen baie kere, ons doen dit op 'n veroordelende manier. Ons doen dit op 'n self-righteous manier. Ons doen dit op 'n liefdelose, ongeduldige manier. Ons doen dit op 'n manier wat glad nie bewus is van ons eie sonde nie. En so wat sal ons kry om op daai perd te kan sit en nie af te val en of niks te doen nie, of totaal en al self-righteous te wees in die proses nie? Wel vriende, ons het nodig om vir Jesus te onthou. Dit is soos wat ek en jy Jesus voor oë hou, dat ons hierdie onsaglike, moeilike, maar God gegewe mandaat van ons kan uitleef. En ek wil hiermee afsluit. Kyk saam met my daarso in vers 7. Sien raak saam met my daar in vers 7. Pragtige woorde daar, soos wat Paulus die kerk herinner en sê, Christ is our Passover lamb. Maar die fokus, dink ek, daar is in die woordjie our. Christ is our Passover lamb. Jy sien, dit is soos wat ek kan onthou, dat ek was ook weens my sonde 'n slaaf gewees, van my sonde en van die duiwel. En dat Jesus het gekom en hy het sy liggaam gebreek en hy sy bloed laat vloei soos daai eerste paaslam, sodat hy die oordeel kon vat, sodat ek uit die kettinge van my Egipte bestaan uit losgebreek kan word. As ek dit voor oë kan onthou oor myself, dan wanneer ek met ander praat oor hulle sonde, dan sal ek dit doen met trane in my oë. Ek sal dit nie self-righteous doen nie, ek sal dit in nederigheid dan doen. As ek dit nie op so 'n manier doen nie, het ek eers vergeet wie ek was en wat Jesus vir my gedoen het. Maar vriende, as ek ook onthou dat Jesus is nie net my paaslam nie, maar as jy die naam van Jesus bely, is hy ook jou paaslam. Hy's ons paaslam. Dan gaan ek onthou dat die kosbaarste van prys was betaal om jou te verlos, om jou te red. En wat dit gaan beteken is dat selfs wanneer jy op 'n punt kom in jou lewe waar jy nie meer eintlik gered wil wees nie, gaan ek aanhou beklei vir jou. Ek gaan aanhou beklei vir jou, want Jesus se kosbare bloed het jou gekoop. En selfs as jy wil opgee op Jesus, gaan jou geloofsgemeenskap nie opgee op jou nie. En so ons gaan vir jou beklei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie is 'n woord uit die Bybel uit wat ons dalk nog nie tevore gehoor het nie. Dit is gedeeltes wat ons dalk baie min selfs lees. Maar Here, dit is die woord. En dit is U wat glo, dit is ook goed en tydig vir ons, elkeen van ons wat nou hierso sit en almal vir ons wat inluister. En so Here, ek bid vir ons almal, Here, maak ons as Ligpunt 'n gemeente wat so lief is vir mekaar, dat ons mekaar sal roep tot geloof en bekering, selfs as dit kerklike tug sou beteken. Maar Here, maak ons 'n mense wat so lief is vir mekaar, Here, dat ons altyd eers die balk uit ons eie oog uithaal, voordat ons die splinter uit iemand anders se oog uitneem. Here, maar ons loof en ons prys U. U is committed tot ons, U mense. U het U seun gegee vir ons. En Here, dankie dat U aanhou beklei vir ons. Ons sien uit vir daardie dag, wanneer ons nie meer in hierdie woestyn bestaan gaan wees nie, maar in U beloofde land gaan wees. Jesus, vat ons soontoe. Ons bid dit in U goeie naam. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.